Baie welkom aan ons aanlyn kykers ook op hierdie Vrouedag, 9 Augustus 2026. Dis die 11de Sondag in Koninkrykstyd en ons is hier om uiteindelik as mense in die koninkryk te lewe binne die lig van die Here wat in ons is, wat ons in staat stel om te leef as mense van die lig. So ons lees verder uit Efesiërs hoofstuk 5 uit en vanoggend dan vers 3 tot 14. So kom ons bly so sit en ons word net stil. Here ons God, U het U lig na die wêreld toe gestuur en in Jesus Christus het U naby aan ons gekom. Wanneer ons nou met die woord voor ons oop sit, maak ons stil, open ons ore om te hoor en ons harte om te ontvang. En ons lewe vir die werking van die Gees. Laat die lig van Christus ook vandag op ons lewe val. Wys vir ons wat goed en reg en waar is. En vorm ons vandag ook om te leef as mense van die lig. Amen. Vriende, ons gaan lees uit Efesiërs 5. En ek wil hê jy moet baie mooi onthou verlede week se 2 versies. Ek kan dit net nou weer op die skerm sit soos wat die diens volloop. Maar onthou nou net dat Efesiërs 5, 1 en 2 moet jy nie loslees van 3 tot 14 nie. Julle gaan nou sien in die volgende paar weke. Volgende week praat ons oor hoofstuk 5 of hoofstuk 5 vers 15 tot 21. En as jy daar gaan kyk en jy lees 21 en jy volg die indeling in die Afrikaans en in die 83 vertaling, dan sien jy dat eintlik staan vers 21 in die gedeelte wat ons opskrif by gaan skryf het oor man en vrou. So moenie verbaas wees as ons in die volgende weke, want ons gaan reg deur hoofstuk 6 ook gaan, uiteindelik vir mekaar sê, maar daar's literêre eenhede in die Grieks wat dalk nie noodwendig deur die Afrikaans weerspieël word nie. So ons gaan die goeters wat by mekaar bly of wat by mekaar hoort, gaan ons by mekaar hou, sodat ons verstaan hoe Paulus gedink het en hoe hy uiteindelik uitgekom het by dit wat hy ons mee wil help om as mense in die koninkryk te lewe en te lewe as mense van die lig, as nuwe mense binne in die lig. So belangrik as hy begin in vers 3, dan onthou net 1 en 2, ek sal hom nou weer lees. Soos dit gelowiges betaam, moet daar van ontug, onsedelikheid en enige vorm of gierigheid onder julle selfs geen sprake wees nie. Grove, ligsinnige of vuil praatjies pas nie by julle nie. Nee, dank aan God pas by julle. Dit moet julle ook goed besef, iemand wat ontug pleeg, onsedelik of 'n gierigaard is, want gierigheid is afgoderry, het nie deel aan die koninkryk van Christus en van God nie. Vers 6, moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie, want daardeur kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Met sulke mense moet julle niks te doen hê nie. Nou wil ek hê jy moet in hierdie gedeelte die draai versie hoor. En ek sal hom net nou met bietjie kleur ook weer vir julle verder wys. Vroeër was julle die ene duisternis. Nou daai ene duisternis verwys nou na vers 3 tot 7, al die goed, die onsedelikheid en die gierigheid en die onreinheid en die vuil praatjies en allerhande die onsedelikheid alles. Dus hy, vroeër was julle die ene duisternis. Dan kom hy en dan sê hy, maar nou in die Here is julle lig. Nou julle ons, ek wil sê famous woord wat ons elke week omtrent hoor, ons identiteit, wie ons is. Maar nou dat julle, die Here in julle is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is.
Het ons maar al 'n paar keer vir mekaar gesê, ek en jy land in ruimtes op in ons lewe. En dan weet ons nie altyd wat om te doen nie. Kyk hoe mooi help vers 10 ons. Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is. 11 haak aan en sê, moenie meedoen aan vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit aan die kaak. Dan sien ons hoe ernstig is Paulus hieroor as hy sê, dit is 'n skande om selfs te praat oor die dinge wat die ongehoorsame mense in die geheim doen. Vers 13, maar alles word aan die kaak gestel wanneer die lig daarop val. En as iets bekend geword het, is dit in die lig. Daarom sê die lied, word wakker jy wat slaap en staan op uit die dood, en Christus sal jou lewe verlig. Julle sal onthou die lied wat ons sing, na aanleiding van vers 14, ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dood, en Christus sal skyn oor jou lewe. Met ander woorde, weer eens die lig. So, belangrik, kom ons hoor wat wil die Here vanoggend met ons deel, en wat wil die Gees ons op die hart kom druk, om in die koninkryk te lewe. Verlede week het ons dit vir mekaar gesê, en kom ek sit dit op, vers 1 en vers 2, omdat julle kinders van God is, en hy julle lief het, moet julle sy voorbeeld volg, lewe in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het, en om ons ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee het, ja, offer wat vir God aanneemlik is. God se geliefde kinders, van wie hy dan vra om selfgewende liefde uiteindelik te gee, wat vir hom aanneemlik is. So, verlede week baie duidelik, omdat julle kinders van God is, en omdat hy julle liefde het, geliefde kinders, so julle weet wie's julle. So nou verstaan ons, hoekom ons in die kerk vir mekaar sê, geliefdes, en dat Paulus dan sê, leef dan in liefde, omdat Christus julle lief gehad het, en sy lewe daarvoor oorgegee het, as 'n offer wat vir God aanneemlik is. So belangrik, wat sê ons vir mekaar? Paulus begin by God. Ek sê weer, identiteit, wie is ons? Waar kom ons vandaan? Paulus begin by God, by wat God in Christus gedoen het, by wie ons in Christus is, en dan vra hy vir ons hierdie week, hoe lyk jou lewe nou? As jy dan nou 'n geliefde kind is, as jy die voorbeeld van God volg, hoe lyk jou lewe? En dan help hy ons, dan sê hy, al daai goeders in vers 3 tot 7, en ek gaan dit vir julle nou lekker in perspektief sit, maar dan sê hy, met 'n ander beeld. 'n ander beeld wat ons net so goed verstaan is, hy sê, vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. So wat sê hy hier? En ek wil hê jy moet dit mooi hoor. Kyk daar na die maar. Nou in die Here is julle lig. Julle het die verskil gesien toe die ligte af was en die ligte nou aan is. Dit was donker. Nou is die lig aan. Ons sit vandag in die lig. So wat Paulus hier sê, hy sê julle lewe was die lig was afgeskakel. Nou is die lig aangeskakel. In die Here is julle lig. Nou ek dink meeste van julle wat hier sit weet om 'n gloeilamp te ruil. Maar 'n gloeilamp beteken absoluut niks as hy nie binne in daardie, nou gaan ek sukkel, want ek weet wat noem jy dit nie, in die fitting, as hy nie in is nie, is die bajonet nie ingehak is in die fitting nie, en hy is nie ingeskroef in daai fitting nie, kan jy met 'n gloeilamp in jou hand staan en dit gaan absoluut niks
beteken. Totdat hy in die lig is, in die fitting in is, en die kragstroom aangesit word, en dan is daar lig. Nou sê Paulus vanoggend, hy sê, die lig is aan. Die lig is in jou aangesit. En niemand kan hom afsit. En nou wil ek vir jou sê, lig is 'n tema in die Bybel wat baie ver kom. Dit kom uit die skepping uit. Laat daar lig wees. En daar was lig. En God het gesien dis goed. Skielik kon ons dag en nag onderskei. Skielik kon ons lig en donker onderskei. Maar Johannes help ons en hy bring daardie skepingsverhaal in die Nuwe Testamentiese lig in, en hy skryf in Johannes 1 oor Jesus in hom. Hoor nou mooi, daai van die gloeilampie wat moet pas. In hom was daar lig, in hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Nou in die Here is julle lig. Dan daai bekende gedeelte, die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kan dit nie uitdoof nie. In adventstyd, Kerstyd sê ons mekaar, die lig kom na die wêreld, en Jesus Christus Heer, uit liefde vir die mensdom daal hy as diensknegt neer. Dis aangehaal uit Liedboek 3:5:3, die Heiland is gebore. Aan die ander woorde, die lig het na die wêreld toe gekom. En dan, as jy Johannes 8:12 lees, en julle gaan hierdie week dit lekker lees, dan sê Jesus self, hy sê, ek is die lig vir die wêreld. En dan, as ek in Matteus kom, dan kyk Jesus, wat sê ek is die lig vir die wêreld, na die mense rondom hom, en hy sê, julle is die lig vir die wêreld. Nou kom Paulus en hy sê, nou in die Here is julle lig. Nou wil ek sê, hoeveel keer mense nog hoor jy's lig? Dan dink ek aan kinderkraans, jare terug, laat ons skyn vir Jesus. Met 'n helder glans skitter stoos die sterre aan die hemeltrans. Ons het intussen net agtergekom, net nie meer jy en jou klein hoekie en ek en my nie. Ons is saam, ons is 'n geloofsgemeenskap wat dit saam doen. Ons is God se familie. So belangrik, Christus is lig. Dis wat Johannes sê, Matteus sê, julle is lig. Paulus sê, in die Here is julle lig. So wat sê dit? Wat sê dit? Kyk gou daar bo kan die kruis. Die ouens op die skerm gaan my nou ongelukkig nie sien nie, maar kyk gou daar bo kan die kruis. Daar is die liggie. Oh my soul. Lyk hom net soos 'n cracker. Kan nie daarvan as sulke goed gebeur as ek met krag werk. Wat gebeur? Hy's ingeprop. Daar is die lig. Die geheim. God. Die geheim lê in die Here. Ek en jy produseer nie die lig nie. Ek en jy kan probeer en maak net wat ons wil. Ons gaan nie lig word. Christus is die lig, en omdat ons aan hom behoort, omdat hy sy lewe vir ons gegee het, sy lewe ons lewe geword het, sê Paulus, julle is die lig, en daarom die blou stukkie, leef dan as mense van die lig. Leef dan as mense van die lig. Lig wat beskikbaar is, wat gedeel word deur disippels,
wat geleef word in 'n gemeente, wat uitgedra word en sigbaar word in die wêreld. En nou wil ek hê jy moet saam met my kyk na wat gebeur. Wat gebeur hier as daar staan, vroeër was julle die ene duisternis. En dan verstaan ons vers 3 tot 7. Dan kan ons hom reg hoor. Paulus draai nie doekies om te sê wat is die goed wat verkeerd is. Of wat sê hy? Hy sê hierdie goed hoort nie by mense in wie die Here die lig is. So ek sê, daar moet nie ontug en onsedelikheid en gierigheid en growwe en vuil praatjies wees nie. Maar nou moet ons dit vir mekaar sê. Hy verwys daar na dis hoe dit vroeër was. Dis hoekom hy later sê, moet aan hierdie goed glad nie deelneem nie, moenie daarvan deel wees nie, moenie daarbey betrokke wees nie, want dit vertroebel julle. Dis goed wat in die duisternis hoort. Pas nie meer by geliefde kinders van God nie. Nou kom jy en jy sê vir my, ja, okay, is reg. Maar kom ek sê vir jou, en dan ontspan jy, maar in so 'n mate dat jy vir jouself sê, ek gaan nie probeer om nie hierdie goed te doen nie. Ons sê dit mos nou vir mekaar weke, amper wil ek sê jare lank. Ons oefen om dit nie meer te doen nie. Die feit dat ons nou in die lig is, beteken nie dit hou net op nie. So baie belangrik om te sê dat ons word nie skielik, omdat ons in die lig is, volmaakte mense nie. Ons ken onsself maar net te goed. Daar's steeds donker kolle, daar's steeds blinde kolle, dis hoe hulle dit nou deesdae noem, donker hoekies in my lewe, die dinge waarmee ek worstel, woorde wat seermaak, gierigheid, waar genoeg net nooit eenvoudig genoeg is nie, verhoudings wat ons met ander mense gebruik, eerder as om hulle lief te hê, bitterheid waaraan ons vashou, keuses wat ons gemaak het, wat ons liewer wil geheim hou. Maar die goeie nuus, en dan lees jy Johannes hiermee saam, hy sê, hierdie goed kan nie in die duisternis gehou word nie, en belangrik, die duisternis kan ook nie die lig uitdoof wat op hierdie goed val, wat in vers 3 tot 7 staan, wat Paulus sê, maar dit pas nie meer by die lewe van mense van die lig nie. So wat gebeur? Wat wil ek jou nooi vanoggend? Want jy sit dalk en jy sê vir my, daar's 'n stukkie donker. Daar's 'n stukkie donker wat ek agterkom, wat dalk in my lewe is. En dan help ons en ons sê vir mekaar, ek hoef nie met die donker kolle, met die blinde kolle in my lewe weg te vlug van God af nie. Ek hoef dit inteendeel nie eers vir die lig weg te steek nie, want hy sê hier, wat aan die lig kom, is uit. So ons kan die gees van God, dit gaan ons nou volgende week bietjie uitpak, die gees van God toelaat om op donker plekke, blinde kolle in ons lewe, lig te laat val, sodat ons kan onderskei waarmee ons besig is en dat ons lewenstyl en ons gedragspatrone en optrede dienooreenkomstig verander. So as die gees in ons werk en die lig daarop val, dan skryf hy sê, alles word aan die kaak gestel. Alles word aan die kaak gestel. Wanneer? Wanneer die lig daarop val. Ek meen, dink aan jou buitekamer. Die van julle wat buitekamers het. As hy lang donker was en toe was en niemand was daar binne nie, jy het niks gedoen nie. En
Jy sit skielik 'n flitslig aan, of jy sit skielik 'n lig in daai vertrek aan. Jy het gesien hoe kriewel die goed en alles is, jy verander daai hele ruimte. So as die lig daarop val, word alles aan die kaak gestel. Maar nou wil ek hê jy moet gou mooi hoor, as die lig uitkom, moet jy nou nie soos daai goggas wees wat as jy die lig aansit wat hol en weer 'n donker plekkie soek nie. Want die lig wat in jou lewe kom om vir jou die goed te wys, waar God jou moet vorm en verander, daai lig jaag jou nie terug en dieper in die donker in en sê, gaan kruip nou nog verder weg, nee, hy nooi jou uit en sê, kom uit daar agter die kas, kom uit onder die mat, en laat my lig daarop val. Christus bring aan die lig wat nie meer in my en jou lewe pas nie. Hoekom? Sodat ons dit laasweek vir mekaar gesê, die nuwe lewe kan sigbaar word. Gaan kyk, ek dink as jy by vers 6 in die Afrikaanse vertaling, dan sê hulle, riglyne vir die nuwe lewe. So wat sê hy? Hy sê, nou dat julle geliefde kinders is, nou dat julle in die liefde leef, moet hierdie goeders nie meer by julle wees nie. En nou wil ek dadelik sê, moet nou nie weer met 'n prestasie lysie nie, en ek wil nie klink of ek elke week dieselfde ding sê nie, maar dis nou nie weer 'n lysie van as ek nou nie geskinder het nie, en ek het nie gevloek nie, en ek het nie gebedrieg nie, en ek het nie iets begeer nie, en ek het nie lelik gepraat nie, dan, jy weet, dan is ek nou weer 'n okay Christen. Nee, hy kom sit ons nie op 'n lys nie. Hy sê, dis 'n leefstyl. Hy sê, die nuwe lewe moet floreer, omdat julle in Christus geliefde kinders is, omdat julle in die Here lig is, leef ons so, dat deur ons lewe die liefde en die lig sigbaar word. Nou vra jy, Anton, ek gaan nou nie uitstap. Hoe lyk dit in elke dag se lewe? Dit is eintlik baie eenvoudiger as wat ons dink. Een van my kollegas skryf in die week 'n artikel in die Kaap, waar hy sê hy is moeg om van toestel na toestel te leef. Nou as jy net vir my hier voor kyk, dan sien jy 'n paar toestelle. Hier is die selfoon waarmee ek opneem, hier is die laptop waarvan ek preek, hier is hierdie dingetjie hierso, wat sy liggies flikker en sê hy kry daarin krag, hy word gecharge. Dan het ek 'n laptop wat daar werk, wat met 'n kabel verbind is aan daai toestel, sodat die goed kan gebeur. Wat skryf my kollega? My kollega sê, ek is moeg daarvoor dat toestelle my lewe beheer. Nou kom ons dink gou, wat se toestelle is daar alles in ons lewe wat ons lewe meet? Kom ons begin by die nuwe karre. Die nuwe karre, maar al die jare doen ons dit, en party van ons het dit nogal slaafs gedoen. Ons het selfs 'n boekie gehad waarmee ons brandstofverbruik uitgewerk het. So elke liter petrol wat jy in jou kar gooi, het jy neergeskryf en dan volgende plek volgemaak en die somme gemaak en dan het jy soveel kilos per liter gekry en daai hele ding. Met ander woorde, maar die deesdae se karre vertel jou nogal vinnig, jy weet jy moet oor 50 kilos by 'n garage uitkom, anderster gaan jy staan. Julle het dit nie noodwendig nie, maar ons noem dit smartwatches, die Apple Watches of daai tipe goeders. Daai ding sal in die middel van een van my vergaderings vibreer aan my arm en sê, jy moet nou opstaan, want jy moet 12 keer deur die loop van die dag opstaan, dan het jy jou doelwit vir die dag bereik. Die van julle wat weet wat kinders het, wat by 'n sekere of by meeste van die mediese fondse is, moet daai opnames van hoe hulle opgestaan het hulle 30 minute gestap, het hulle soveel kalorieë verbrand, hulle moet daai inligting van daai toestel deurgee na die mediese fonds toe, dan kry hulle punte en bonusse en hulle kan 'n milkshake iewers gaan drink, maar dis een van daai is wat, dis nie lekker nie, dis nie strawberry nie, dis nie chocolate nie, dis nie pisang nie, dis so voedsame bruin drankie wat
Ja, dis blykbaar goed vir jou, want jou horlosie het gesê jy kan. Daar's apps wat jou prestasie meet. Deesdae sê die ouens vir jou, as jy die regte weergawe het op jou horlosie, dan kan hy jou bloeddruk meet, hy kan jou suiker meet, ek het nogal gelag, toe ons donderdag by die huis vir bejaardes is, om Duiven El was nou daar, hulle sal nou weet, op 'n stadium toe sê hierdie ding aan my arm vir my, jy het nou bo 90 desibel, was die klank in die vertrek, so pas asseblief jou ore op. Dis so lekker ons gesing het by die huis. So hoor daai goed. Hoor jy daai goed wat ons dryf? Die van julle wat op sosiale media is, weet waaroor gaan dit. Jy weet hoeveel volgelinge, followers het jy, hoeveel likes het jy. Ons doen dit deesdae as jy WhatsApp stuur. Ons hou nie daarvan om gebloetiek te word nie, want ons wil dadelik reaksie hê. En ons kan allerlei emojis gebruik en sê, ek hou van wat jy sê met 'n hartjie of 'n duimpie of 'n onderste bo duimpie of 'n suurgesiggie of wat ook al. So iewester in ons lewe word alles gemeet, getel en aan ons teruggegee. Ek sê, so lyk dit. Weet julle wat het ons begin doen? Ons het ongemerk begin om onsself so te meet. Wat is ons meetinstrumente? Is ek goed genoeg? Presteer ek goed genoeg? Doen ek genoeg? Is ek aanvaarbaar genoeg? En dan sukkel ons baie keer, want ons laat nie toe dat iemand anders daardie vraag antwoord nie. Ons antwoord dit self. En 9 uit die 10 gevalle is dit negatiewe selfspraak en ons is terug in 'n prestasiekultuur waarin ek alweer probeer. Nou wil ek sê, dank die Here, dis nie waar die evangelie begin nie. Evangelie werk nie met wat gemeet kan word nie. Nou, daar staan dit, nou in die Here is julle lig. Identiteit gaan prestasie vooraf. Om as mense in die lig te leef, gaan nie oor doen meer nie. Met ander woorde, as jy 'n 60 watt globe is, dan bly jy 'n 60 watt globe. Moet nou nie 'n 70 en 'n 80 en 'n 100 en 'n 120 wil wees nie. Dis maar net 'n 60 watt gloeilampie wat se liggie brand. So dit gaan nie oor 'n beter lig of oor groter lig of nee. Die belangrike is, daai lig moet al hoe sigbaarder word. Dit wat jy in Christus reeds is, word meer sigbaar. En dit gebeur in jou elke dag se lewe. Interessant, ek lees nog 'n ding. Man en 'n vrou gaan eet. Wonderlike afspraak. En op 'n stadium vat die vrou haar selfoon en sy draai hom om, gesiggie af op die tafel. En daar loop 'n traan uit haar oë. Man sê dadelik, wat nou, jy slegte nuus gekry? Nee, sê sy, ek het net besluit, ek wil graag hier wees en na jou luister. Want in die tyd wat ons aan die tafel sit, was jy nou al 5 keer op jou selfoon.
Het onder andere oor goed gelag wat ek sit hier, ek het nie idee waar dit gaan nie. Intussen tyd het hy onder andere toe nou later ook erken, was daar een of ander sportbyeenkoms aan die gang, wat hy gou gekyk het, wat is die telling? Hy het gou 'n vinnige werk e-pos gestuur, hy het gou 'n kollega se WhatsApp geantwoord. Wat was die doel van daai byeenkoms? Hy en sy vrou gaan eet saam. So wat sê dit? Lig word sigbaar wanneer jy jou selfoon neersit en doelbewus na iemand luister. Wanneer iemand rondom jou se wêreld donker geword het en jy dit nie vir hulle probeer verduidelik oor hoekom dit donker is en wat die kortsluiting was en maklike antwoorde gee en sê quick fixes maak reg nie, maar om doeteenvoudig net langs hulle te sit en te luister. En nie eers noodwendig oor hulle antwoorde of hulle belewenis van die ervaring met hulle in 'n strydgesprek betrokke te raak nie, maar daardie persoon bloot toe te laat om teenoor jou te ventilate, om van dit ontslae te raak wat hulle in hulle binneste is, al kom dit hoe moeilik, al kom dit hoe skeef, al kom dit ook volgens jou raamwerk hoe verkeerd oor, maar die geleentheid te skep dat iemand net kan sê hoe sy of hy of hulle voel. Jy sit eenvoudig by hulle. Ons kyk maar Job se vriende. Ons sê almal hulle was dit om Job se troosters. Maar ek dink dis een van die belangrikste goed wat hulle gedoen het. Ek dink julle het verstaan wat hulle dit doen nie, maar as ons vandag daarna kyk, dan besef ons dat was krities belangrik toe Job swaar gekry het, was sy vriende daar en hoe? Deur teenwoordigheid. Het hulle hom van sy kop afgemaak? Ek dink by tye so, want hulle het goed gesê wat niemand hulle gevra het om te sê. Want hulle was wat? Ongemaklik met stilte. Dis mos wat ons opmaak. Oomblik as daar stilte is, jy weet, moet ons iets soek. Ek moet nou sê, ek sal nooit vergeet toe ek 'n ongemaklike huisbesoek gehad het saam met 'n kerkeraadslid van Weleer en ons 'n moeilike gesprek gehad het en toe dit nou vir die persoon te moeilik en te onhoudbaar raak, toe haal hy sy pakkie sigarette uit en hy bied vir almal 'n sigaret uit. Koop, daar is die pastorale oomblik, koer in sy kanon. Wees net daar. Los jou beheptheid met iets doen. Lig word sigbaar wanneer ek weier, wanneer iemand in sy of haar swakste oomblik is en hulle menswaardigheid dan te ignoreer en hulle te reduseer en hulle op 'n vlak laer as myself te plaas. Of wanneer ek nie jubel nie as iemand met wie ek verskil tot 'n val kom. Of as daar probleme by so 'n persoon is. Wanneer jy die mens wat jy voor jou sien as 'n geliefde van God. Lig word sigbaar wanneer jy bitterheid nie meer voed nie. Wanneer jy vergewe en ontdek dat die mens wat daardeur vrykom ook jouself is. Lig word sigbaar in 'n gemeente waar mense nie voortdurend probeer om te bewys ek is die beste, ek is beter, ek is belangriker. En dis hoekom vers 10 daar in blou staan. Wat maak ons? Vra jouself voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is. So die vraag is,
verseker nie. Hoe lyk ek nie? Die vraag is, Here, wat is U besig om hier te doen? Hoe maak ek U liefde hier sigbaar? En daarom vra ek vir hom, Here, wat is aanneemlik? Wat sal die regte ding wees om nou te doen? En Paulus help ons, hy sê die vrug van die lig is alles wat goed en wat reg en wat waar is. En alles wat goed en reg en waar is, kan gesien word. Goedheid kan gesien word. Reg en geregtigheid kan gesien word. Waarheid kan gesien word. Genade kan gesien word. Liefde kan gesien word. Daarom kyk Jesus na sy disippels, na my en na jou, en hy sê, julle is die lig vir die wêreld. In God is julle nou lig. Nie omdat ons indrukwekkend is nie, maar omdat ons aan hom behoort, omdat ons ingeprop is, omdat die skakelaar aan is, en die 3-fase krag van Vader, Seun en Heilige Gees in my lewe funksioneer, en my in staat stel om my lig te laat brand daar waar ek is. Nou in die Here is julle lig, leef dan as mense van die lig. En kom ons help mekaar, ons het dit verlede week vir mekaar gesê, Christus, die lig van die wêreld, is reeds hier. Hy's reeds teenwoordig in die ruimtes waarheen ons op pad is, ons huise, ons werke, ons verhoudings, ons vreugde, ons hartseer. Ons hoef nie die lig soontoe te vat asof Jesus nie daar is. Ons word geroep, gevorm en gestuur om as mense van die lig daar te gaan leef. En dis hoekom dit eindig met die slotgedeelte. Kom ek sit hom gou daar terug. Word wakker jy wat slaap en staan op uit die dood, en Christus sal jou lewe verlig. Die lig het gekom. Die duisternis het aan die kruis gedink, hulle doof dit uit. Die lig skyn steeds. Nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Kom, ek gee vir jou tyd om so 'n bietjie na te dink. Here Jesus, U is die lig vir die wêreld. Dankie dat ons U geliefde kinders is en dat ons in U lig is. Laat U lig vandag ook skyn op dit in my lewe wat nog donker is. Bring in my lewe aan die lig dit wat nie pas by U liefde nie. En vorm my deur die genade. Heilige Gees, leer my om te onderskei wat vir U as God aanneemlik is. Maak my 'n mens in wie goedheid, reg en waarheid sigbaar word.
En dankie dat U my nou weer eens uitstuur na die ruimtes van my elke dag se lewe, my huis, my werk, my verhoudings, my gemeenskap, om uiteindelik daar te gaan leef vanuit U liefde. Here Jesus, mag U liefde en U lig ook deur my lewe sigbaar word. Amen. Vriende, Koninkryksnuus net die volgende. Ek wil herinner aan komende Saterdag, kan nie glo dis hier nie, Lindy Strydom, as ons so laaste paar kaartjies, dan het ons 700 vrouens bymekaar vir komende Saterdag se byeenkoms by Suiderlig. Ek herinner net, dis 9:00 vir 10:00 en dit gaan 'n baie mooi en spesiale oggend wees. Almal baie hartlik welkom om dit by te woon. Dan herinner ek my net aan elke dag se stilte tyd. Ek help vir julle regtig om dit wat ons vanoggend in die diens gedoen het met enkele verse wat ek ook gebruik het, wat ek dalk nie noodwendig gesê dit staan in daar nie, maar jy gaan kyk na Johannes 8 vers 12, jy gaan kyk na Matteus 5:16, jy gaan so 3 verse uit Efesiërs uitlees. As ek reg is, iewers kom ons in 1 Petrus dink ek ook uit. So dis vir my belangrik, en in Johannes, dat jy net gaan agterkom waar kom hierdie hele ligmotief vandaan. By party van die ritmes dalk 'n bietjie meer uitbreiding hierdie week, om jou so 'n bietjie verder uit te daag en te sê, maar jy dink bietjie verder, of in terme van jou doen, gaan daarom die volgende tree. So daarom is dit belangrik dat jy my selfoonnommer het, 083-654-0806, in terme van die selfoonboodskapdiens, en omdat ons op WhatsApp broadcast werk, is dit belangrik dat my nommer op jou selfoon gestoor is, sodat ek jou kan deel maak van die broadcast van dit wat ons elke dag uitstuur. En help tog maar vir my as jou nommer verander. Ek weet dit nie altyd nie. En as jy nie vir my sê jou nommer het verander nie, dan werk ek met die nommer wat ek het. So laat weet maar as die nommer verander het, of as daar 'n bietjie radio stilte is, sê net vir my, jong, ek kry niks, ek was op die lys, help asseblief. En dan kyk ons hoe maak ons dit reg, sodat ons met mekaar kan gesels. So, baie geseënde week vir almal, ons aanlyn kykers, mag dit met julle goed gaan. Geniet ook môre almal die vakansiedag, die 10de. Is eintlik vandag Vrouedag, en nou is dit môre Vrouedag verleng. So die mans is veronderstel nou vandag en môre kos te maak, en skottelgoed te was. En wat nog mevrou kry om in die huis gedoen te laat word. Maar sterkte daarmee, geniet dit. Ja, die volgende een is oor 6 weke, dan is dit die 24 September, dan is alweer 'n vakansiedag, so is nie te ver nie. So byt vas, jy het 2 dae, en geniet dit. Ons groet tot volgende week, totsiens.